Baie welkom by hierdie week se AMT Politieke Oorsig saam met Prof Theo Venter. Ons gesels internasionale as ook plaaslike nuus in die politieke omgewing en ons gesels weer met Prof Theo. Baie welkom by ons vandag. Yes, dis 'n plesier, soos altyd. Prof, ek wil dalk so 'n bietjie internasionaal begin hierdie vandag. Ons fokus en Amerika se fokus is nou baie sterk op ons. Ons gaan moontlik nie deel van die AGOA wees nie. Wat is die nuutste nuus wat daar uitgekom het? Ja, die storie kom nou 'n geruime tyd. Jy sal weet, ons het al hier in die program daaroor gepraat, dat daar wetgewing in die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers voorgestel word, dat daarteen die ANC opgetree word vanweë sulke goed soos Kiele Farmer, Kiele Boer en so aan. En dan is daar ook die Amerikaners wat nou gesê het na die G20 beraad dat hulle gaan ons vervang met Poland vir 2026. En nou in die afgelope week moes die Amerikaanse onderhandelaar oor tariewe moes verskyn voor die Kongres en toe word hy onder 4 oë eintlik onder kruisverhoor geneem deur senator Kennedy van Louisiana, 'n baie konservatiewe senator en 'n baie vooraanstaande senator in die Republikeinse party. En hy is eintlik die ou wat die voorstel gemaak het dat AGOA verleng moet word. En in hierdie gesprek oor AGOA se verlenging het hy toe gesê, maar wat van Suid-Afrika? Moet Suid-Afrika dan dieselfde voordele kry as al die ander lande, terwyl ons weet Suid-Afrika het tans 'n 30% tarief toeslag op ons, met die uitsondering van 'n paar individuele produkte. En die Amerikaner, die saakgelastigde, die ou wat met handel en nywerheid werk, sê toe, hy sal graag wil hoor wat die Kongres te sê het oor Suid-Afrika, en toe gebruik die senator natuurlik die geleentheid en sê, maar hy stel voor, ons verleng AGOA, maar ons hou Suid-Afrika daaruit. So die groot vrees wat ons gehad het, dat Suid-Afrika dalk nie deel sal word van die verlenging van AGOA nie, die is nou besig om bewaarheid te word. Maar meer is dit, die Amerikaanse handelsverteenwoordiger het ook gesê dat daar is gesprekke met Suid-Afrika. En dan noem hy 'n baie belangrike ding. Hy sê Suid-Afrika het tariewe en dan het hy nie tariefgeoriënteerde beperkings. Ja, ek het gehoor hy sê dit, ja. Dit's BEE. Dis swart ekonomiese bemagtiging. Dit is presies die Amerikaanse siening dat swart ekonomiese bemagtiging word eintlik deur hulle beleef as 'n addisionele belasting, of noem dit dan 'n tarief, op investering in Amerika. En die groot eis op Suid-Afrika is, kan ons die toepassing van swart ekonomiese bemagtiging, kan ons dit meer buigsaam toepas as wat ons tans doen. Daar's 'n mate van buigsaamheid, maar eintlik kom jy nie daar weg nie. As jy nou luister na die ANC, en ons sal nou ook daaroor praat, want hulle het nou hulle NGC gehad, die sogenaamde hoofraadsvergadering, wat 'n adviserende liggaam is, maar veral oor beleid praat. En daar het hulle hakke in die grond gekap, en hulle het gesê, ons beweeg nie 'n duim op BEE nie. Maar ek dink die werklikheid vertel 'n ander storie. Hulle mag dit ideologies sê, maar ek dink Amerika is 'n baie duidelike boodskap vir ons. Julle kan hierdie goed doen, wat julle doen, maar julle moet 'n klein bietjie buigsaamheid vir julleself inbou, want julle gaan groot geleenthede mis, deur te ideologies dogmaties te wees. Nou dogmaties beteken, as jy nou die beleid geskryf het, dan pas jy hom presies toe, soos jy hom geskryf het, terwyl die werklikheid is anders. Jy het die beleid geskryf binne 'n sekere konteks, en nou beweeg dinge aan, die omstandighede verander. Buigsaamheid beteken, jy bou so klein bietjie pragmatisme in jou beleid, en ek dink natuurlik dit gaan gebeur met Starlink. Want ons het nou Starlink in Namibië, ons het Starlink in Botswana, ons het Starlink in Zimbabwe, ons het Starlink in Lesotho, maar nie in Suid-Afrika nie, vanweë daai beperking. En ek dink die markkragte, die markomstandighede, gaan ons forceer om hieroor 'n klein bietjie meer buigsaam te word. Maar ek het gesien, Ramaphosa, hulle het sekere uitlatings gemaak, eintlik dan nou, wat eintlik vir my insiens die Amerikaners nog kwaader gaan maak in terme van, hulle sê hulle is 'n boelie en al daai tipe goed. Wat het prof se siening oor rondom so iets?
Wêreldleiers het nou al geleer hoe om met Donald Trump te werk. Jy sê nie vir hom in sy gesig, hy's 'n boelie nie. Jy kan dit miskien saggies fluister agter 'n muur waar niemand jou hoor nie. Maar voor hom, gee jy vir hom die krediet wat hy wil hê, en jy sê die korrekte goed. Daai les het Suid-Afrika nog nie geleer nie. En dit help nie, jy skryf vir hom lang briewe, soos wat Lamola nou geskryf het vir Marco Rubio, die minister van Buitelandse Sake, om te sê, hulle kan ons nie uit die G20 gooi nie, hulle het nie die mag nie, hulle het nie die reg nie. In die internasionale politiek, vra jy nie vir magte nie, jy vat dit. Jy pas dit toe. Donald Trump het nie vir Venezuela gevra of hy hierdie bote kan skiet wat die drugs vervoer, of byvoorbeeld gister 'n olietankskip op beslag te lê nie. Jy doen dit. Dis die harde deel van diplomatie. Ons praat van soft diplomacy of soft power, sagte mag en harde mag. En Donald Trump het besluit in sy 4 jaar gaan dit hard in jou gesig wees. En 'n voorbeeld daarvan is die Department of Defense, wat nou the Department of War geword het. Ek dink hy wil iets demonstreer daardeur. En as jy nou kom met ons verklarings, en gister of eergister het, na die kabinetsvergadering, was daar weer 'n verklaring oor Amerika. Hoe vinniger ons afstand doen daarvan, en fokus op handel, tariewe, die uitbreiding van ons produkreeks na ander dele van die wêreld, hoe beter. Ons gaan niks bereik om op hierdie stadium met die Amerikaners verder te onderhandel nie. Hy het 'n baie belangrike ding gesê in die Kongres. Hy het gesê, South Africa represents a special case. Met ander woorde, hulle is vriende met ons vyande, eintlik. Dis presies wat hy gesê het. En in 'n konservatiewe Amerikaanse Kongres, want die Republikeine oorheers die Kongres, en in 'n konservatiewe Withuis, Trump oorheers die uitvoerende gesag, gaan jy nêrens kom as hulle jou nou gebrandmerk het as 'n spesiale geval nie. Ek dink wat ons moet doen, en die politici hou nie daarvan nie, maar ek dink, gee 'n tree terug, raak 'n klein bietjie meer buigsaam, en raak 'n klein bietjie meer pragmaties. Jy gaan niks bereik met hierdie ideologiese oorlog. Kyk, die ANC doen dit, omdat dit dis sy beleid, en as hy met sy lede praat, verstaan hulle dit, maar niemand anders nie. Prof Mondin, eintlik by daai punt wil ek nou ingaan, die ANC is nie buigsaam nie, maar hulle sit nou tussen 'n rock en 'n hard place, want hulle verloor lede, hulle is bankrot, volgens die nuusberigte, ek is nie seker wat die waarheid rondom dit is nie, maar hulle is besig om steun te verloor, en hulle moet steun behou, so hulle moet eintlik hierdie goed nou eintlik sterker toepas, maar hulle kan nie, ek weet nie, waar staan die ANC nou, en hoe sal hulle dit moet hanteer? En dis 'n baie goeie vraag wat jy vra, want die ANC is, soos wat ons nou gesels, handel hulle nou hulle hoofraadsvergadering af, en die doel van die vergadering was om tussen 2 verkiesingskonferensies 'n bietjie te reflekteer oor beleid, waantoe is beleid op pad, en het die ANC se leierskap gedoen wat hulle veronderstel was om te doen. Nou neem nou net daai punt. Die vorige konferensie was in 2022. Toe het hulle sekere opdragte gekry, en die groot opdrag was die vernuwing van die ANC, sogenaamde renewal. In 2024 kry hulle 'n bloedneus by die verkiesing, en hulle kry net 40% van die steun. 'n Regering van nasionale eenheid word ingestel. Die ANC het dit nie sien kom in 2022 nie, om die waar sê, min mense het dit sien kom. Nou moet die ANC eintlik oorweeg of geëvalueer word op 'n verskynsel wat glad nie in 2022 deel was van hulle beleidsvoorskrifte nie. En nou kan jy sien hoe val hulle rond, en hoe ideologies het hulle nou weer eens gesê dat die ideologiese, kom ons noem dit fundament van die ANC, is die sogenaamde nasionale demokratiese revolusie. Nou ek wil vir die luisteraars sê, dat hierdie nasionale demokratiese revolusie wat afgekort word met NDR, is nog nasionaal, is nog demokraties, en is nog 'n revolusie.
Hy is nie een van daai 3 goed nie. Maar dis nou wat die ANC sê hulle beleid saamvat. Want dit stel hulle in staat om 'n paar goed in die land reg te kry, om mense meer gelyk te kry, om die ekonomie meer inklusief te kry en om allerlei dinge te doen wat Suid-Afrika 'n beter land gaan maak. Wat alles mooi op papier klink, maar die praktyk lyk anders. En dis nou waar jy die dilemma met die ANC kry. Wanneer hy met homself praat, is hy in hierdie ideologiese gesprek. Dis amper soos 'n ouer. En dan kry ons hierdie uitsprake wat hulle nou gemaak het, eintlik van Amerika net nog kwaader gemaak het, op 'n manier. Ja, dis soos 'n ouer wat vir sy kind sê, jy gaan 'n pak kry as jy aanhou met hierdie storie. En die ouer bly dreig, maar hy gee nooit pak nie. Naderhand het die kind hom deurgekyk en sê, nee wat, hierdie is maar alles net 'n geblaf, hier gaan niks gebeur nie. Nou, ANC ideologie is hierdie geraas. Die praktyk lyk anders. En wat ons nou sien in die dokumente, hulle sê die regering van nasionale eenheid, binne hulle eie ideologiese siening, is 'n taktiese manoeuvre. Dit beteken, ons het nou nie gekry wat ons wou gehad het nie, want ons wil eintlik in volle beheer wees. Maar met die regering van nasionale eenheid, het ons tydelik 'n afdraaipaadjie geloop, maar ons kom weer terug hoofpad toe. Dis wat hulle mekaar beloof. Die ANC wil weer 50% hê. Hulle steun het afgeneem na net oor die 500,000. Daar was 'n stadium waar die ANC kon pyl trek op 1,5 miljoen mense wat geregistreerde lede is van die ANC. So, en onthou nou, En nou kan hulle eers salarisse betaal, glo ek. Hulle kon nie einde November salarisse betaal nie. Hulle takstrukture in KwaZulu-Natal het in duie gestort, en dit was hulle grootste enkele steunbasis. Dit het nou oorgeskuif na Gauteng toe, maar die Gautengse lede van die ANC is in 'n ander faksie as die president. So dit is 'n die mekaar spel. Die ANC kan eintlik staat maak op net 2 provinsies op die oomblik. Limpopo en Mpumalanga. Dis die 2 provinsies wat die Oos-Kaap nie. Nie is die Oos-Kaap nie. Die Oos-Kaap is in net so groot chaos. Die Wes-Kaap het die ANC platgeval, en in Noordwes en die Vrystaat gaan daar nie veel aan nie. As jy kyk na takverslae en so aan. So daar's 'n hengse uitdaging wat die ANC het, as hy oor 'n jaar, want die verkiesing, ek het 'n idee, ons moet maar strategies werk, dat die verkiesing in November volgende jaar gaan plaasvind. Ons kan in 'n later program bietjie meer daaroor uitbrei. Maar die ANC het nou 'n groot klomp werk om voor te berei vir daai verkiesing, as hulle nie hulle steun verder wil laat afneem nie, want die neiging, wys al die meningsopnames, is af. Die neiging is nie op nie. Maar dis eintlik nou wat ek sê, as hulle, of wat ek eintlik wil by Prof ook hoor, as hulle steun afneem, en hulle kom meer onder druk, gaan hulle nie meer, kan ek sê, uitsprake maak. Jy gaan hulle nie vir Amerika meer kwaad maak. Jy gaan hulle nie BE sterker toepas om hierdie steun, want dis tog hulle steunbasis, hierdie tipe ideologiese uitsprake wat hulle maak. Dit klink half teenstrydig, maar dit is presies wat gebeur. Soos wat 'n party in die moeilikheid kom, raak sy uitsprake meer dramaties en raak die lawaai meer. Ja. Want hy kry die media aandag, hy kry blootstelling daaroor. Laat my nou dink aan die EFF. Ja, wel, dit is wat dis die asem van die EFF is media aandag. Maar daar's 'n klomp ander goed wat in die ANC skeef loop. Hulle is besig om hulle 'n radwerk in plek te kry vir 'n leierskapsverkiesing wat oor so 2 jaar plaasvind. Maar hierdie konferensie wat hulle nou gehou het, is eintlik die punt waar die ANC se verkiesingsproses begin na 'n nuwe leier toe. En die vraag is, gaan daar meer wees as Paul Mashatile? Is die storie oor Toko Didiza, wat die meeste boere ken, sy was minister van landbou in die vorige kabinet, sy is nou die speaker, gaan sy na vore tree, gaan Cyril Ramaphosa dieselfde oorkom as Jacob Zuma en Mbeki, dat na die leierskapsverkiesing in 2027, dan gaan die ouens vir hom sê, okay, dis tyd om te gaan. Of gaan hy kan bly tot 2029. Dis alles onsekerhede wat die toekoms inhou, en dit word bepaal by hierdie vergadering waar die ANC nou is.
Sjoe, dit is baie interessant. As ek dan so 'n bietjie vinnig na die Madlanga kommissie en die parlementêre ondersoek, al daai tipe goed. Ek weet daar was die sluipmoord nou wat ook gebeur het. Wat sien iets nuus wat rondom daar uitkom? Beide die Madlanga kommissie en die ad hoc komitee het nou vereers gestop in die einde van 2025 en hulle gaan aan vroeg volgende jaar. Nou, by Madlanga is dit duidelik dat daar is 'n netwerk van korrupsie en bedrog oopgevlek. Het voel vir elke week iets nuuts, nuwe probleme uitkom en nuwe goed oopgevlek. En dis eintlik interessant. Die Zondo-kommissie wat staatskaping ondersoek het in een van sy aanbevelings gesê dat as hy meer tyd gehad het, dan sou hy ook graag die regsberoep en die departement van justisie en die soort van goed ook wou betrek het by sy ondersoek, maar hy kon nie. Madlanga doen dit eintlik nou. Dit wat Zondo nie kon doen nie. En daar's 'n klomp goed wat uitkom. En ja, jy's reg, een van die getuies wat anoniem getuig het, is 'n week gelede in 'n sluipmoord voor sy huis doodgeskiet. En ek dink dit het twee goed veroorsaak. Een, dit plaas weer die klem op vletjieblasers. 'n Vletjieblaser se lewe is min werd op twee vlakke. In die eerste plek word hy baie keer deur sy eie mense kwaadlik geneem, dat hy nou hulle gaan split het, as ons nou gewoon Afrikaans kan praat, en dan word hy ook deur die vyand, wie hy gaan verklik het, sy lewe word niks werd nie, en dit het ons nou weer gesien. So dit het 'n groot impak op die kommissie, want daar gaan meer sulke getuienis gelewer moet word. Die tweede ding, dink ek, hierdie sluipmoord het die kommissaris se houding verander. Tot nou toe het hulle 'n klomp ouens na moes luister, wat ek het nie 'n beter woord as om hulle net politieke hansworse te noem nie. Ouens wat voor die kommissie kom sit en die grootste klomp nonsens praat, wat jy jou kan indink. Ja. En die kommissarisse het hulle probeer akkommodeer. Ek dink nou aan meneer Makwenazi, die ene van Erkukuleni, nie die generaal nie. Dan was daar die stadsbestuurder van dieselfde metro. Dan was daar Brown Magotsi. As jy na hierdie ouens luister, dan wonder jy, wat op aarde is hier besig om aan die gang te raak. So, dit was duidelik dat daai goed oopgemaak moes word. Maar is ook duidelik dat die polisie gaan moet kyk, hoe bestuur hy sy misdaadintelligensie, lyk vir my dis die swak skakel in die polisie. En dan is dit baie duidelik dat die politieke taakspan het sekere goed reg gekry. Ek het byvoorbeeld gedink na die sluipmoord, hier is nou 'n ideale geleentheid om generaal Makwenazi in te kry, gee hierdie sluipmoord vir die taakspan, want hulle kry goed vinnig afgehandel. Maar nou ja, dit sou onvanpas wees om dit nou te doen. Maar ek dink daar word baie aandag daaraan gegee en ek verwag binnekort hulle eerste interim verslag, want hulle het 'n opdrag om binne 3 maande 'n interim verslag te gee en dan na 6 maande af te handel. So ons gaan nog met hulle sit volgende jaar en ek dink hier kom 'n totale besinning oor hoe die polisie sy besigheid doen. Prof, in terme van hierdie Madlanga kommissie en die parlementêre ondersoek, is dit vir die ANC 'n negatiewe blootstelling eintlik nou? Sit dit hulle in 'n slegter lig of sien die mense dit half as onafhanklik? Dis 'n baie goeie vraag wat jy vra, want eintlik is dit 'n refleksie op die regering van nasionale eenheid. Maar omdat die ANC sekere aspekte van die regering van nasionale eenheid vir hulle self uithou, soos byvoorbeeld buitelandse beleid, waaroor ons net nou gepraat het. Wanneer die Amerikaners sê hulle is kwaad vir ons of hulle is ontevrede, praat hulle eintlik met die ANC. Hulle praat nie met die regering van nasionale eenheid nie. As ons praat oor die polisie, dan praat ons oor die ANC. As ons praat oor dinge wat skeefloop, dan wys dit direk terug na die ANC. Hulle kry dit nie reg om daai vrag te laai op die regering van nasionale eenheid nie, want die regering van nasionale eenheid tot nou toe, die ministers uit oppositiepartye
doen uitstekend. Hulle doen baie goed in hulle departement. Hulle doen uitstekend. So dit is die ANC wat hier pyn en nie die regering van nasionale eenheid nie. En ek dink dit is iets wat daar ook gekyk na moet word. En ek wil daarom net noem, al hierdie goeters word nou in 'n negatiewe verband genoem, maar as 'n mens nou aan die einde van die jaar sit en jy kyk na sekere aspekte van die ekonomie wat stadig maar seker sy kop oplig, dan is dit positief aandeel. Ten spyte van die goed wat ons gesê het, ons kan sien dat logistiek verbeter. Ons kan sien dat treinvrag en tonnemaat is besig om te verhoog. Ons kan sien dat PRASA het die hoeveelheid passasiers wat hy vervoer verdubbel, van so 3,5 na omtrent 7 miljoen. Ons kan sien dat die hawens is beter. So daar's 'n hele klomp goed wat 'n mens ook in hierdie prentjie moet inbring, wat ook positiewe aspekte is. Maar ons sluit die jaar af met die ANC wat nie hierdie jaar 'n baie goeie jaar gehad het nie. Ja, maar ek dink ook, soos Prof nou sê, ek het dit ook gevoel, vir al die laaste 2 maande omtrent, mens gevoel daar's positiewe goed wat in beweeg. Ek dink hierdie nuus wat nou half uit Amerika kom en die spotlight wat hulle op ons sit, as ek die Engelse woord kan gebruik, is half bietjie negatief vir ons en ek dink dit maak die vooruitskouing vir 2026 dalk bietjie meer negatief, maar weer eens, ek dink daar's stadig maar seker. En ek dink dit is weer gekoppel terug, dit bring ons weer terug, in plaas van dat daai positiewe sentiment na die ANC toe gaan, kom daai positiewe sentiment amper terug na die RNE toe. Ek weet nie of Prof saamstem amper met so iets nie. Ja, en een van die ander positiewe goed is, hierdie jaar, as ons moet terugkyk in hierdie jaar, dan was dit 'n jaar waarin Donald Trump waarskynlik die nuusmaker van die jaar word. Oralster soek hulle nou sulke goed soos 'n nuusmaker, hy sal dit wees. En ons het dit geweet. En vir my is die goeie nuus ook, dat ek het onlangs 'n bietjie blootstelling gehad aan 'n hele klomp landbou besighede. As ek byvoorbeeld net dink aan Volstruis en Volstruis produkte, het die mense wat daarmee werk, hierdie probleem betyds sien kom en markte groter oopgemaak in Europa en nuwe afsetgebiede gevind in die ooste. So die ouens doen hulle werk en hulle maak ander markte oop. En dan kom die interessante ding, soos wat met sitrus gebeur het en soos wat met koffie gebeur het. Want dis nou meer 'n storie wat met Brasilië gebeur het. As jou koffie te duur raak by Starbucks, want daar's 'n 50% tarief op koffie, en die koffieman het klaar, dan reageer die Withuis. Maar die klagtes moet vanuit Amerika uitkom. En om dit reg te kry beteken, jy moet verstaan hoe werk lobbying in Amerika. Jy moet verstaan hoe trek jy die touwtjies van die Amerikaanse stelsel. Nou, kom ons vat nou byvoorbeeld volstruisleer. Blykbaar, as 'n cowboy 'n stel boots het wat van volstruisleer gemaak is, dan het hy nou uiteindelik dan het hy nou gearrive. Dan is hy nou skip ingekom. Ja, dan is hy skip nou ingekom. En nou word stewels wat van volstruisleer wat in Suid-Afrika gemaak word baie duur. Die enigste manier om dit om te keer is om na jou senator toe te gaan in Texas. En hom sê, ons boetse is te duur. Haal volstruisleer uit die pakkie uit. Dan is jy besig met die regte soort spel. Dan kom jy deur die Amerikaanse stelsel, jy gaan deur die Amerikaanse lobbying proses en dan maak Donald Trump sommer een nag aankondiging, volstruisleer is ook nou vrygestel. Dis hoe jy werk. Maar om van hierdie kant af te skree, ons het nou daaroor gepraat. Briewe te skryf, dit gaan niks help nie. Prof, baie dankie, baie interessant soos gewoonlik om weer te gesels. Skakel in volgende week, dan gaan kyk ons bietjie wat 2026 moontlik vir ons voorlê in die politieke omgewing met plaaslike as ook Amerikaanse verkiesings. Daar's 'n paar goed wat volgende jaar gaan gebeur en ek dink volgende week se episode gaan net so interessant wees, maar baie dankie vir Prof se tyd. Plesier.